In die bulletin, Luitenant-generaal Glangwang Konazi het vroeër vandag in die parlement getuig oor politieke moorde in KwaZulu-Natal en die parlementêre portefeulje komitee oor korrektiewe dienste het skerp kritiek oor die toename in onnatuurlike sterftes in tronke uitgespreek. Goeiedag en baie welkom by die Afrikaanse nuus op Pretoria FM. Ek is James Kemp. Luitenant-generaal Glangwang Konazi het vroeër vandag in die parlement getuig oor politieke moorde in KwaZulu-Natal. Hy het onder meer gesê dat interne konflik oor leiersposisies in politieke partye oor die jare tot geweld en moorde gelei het. Konazi meen die SAPD se taakspan het gefaal om die misdade te stuit en daarom is 'n interministeriële taakspan deur die president gevorm om die ondersoeke te versterk. Hy het ook 'n nuwe operasionele plan bekendgestel wat 'n kundige taakspan, samewerking met staatsaanklaers, veldoperasies en 'n kommunikasiespan insluit om hierdie moorde doeltreffend aan te pak. 'n Nuwe verslag van Solidariteit toon dat die ANC-regering se mislukkings direk verband hou met grootskaalse werksverliese in verskeie bedrywe. Volgens die hoofsekretaris van Solidariteit, Gideon Du Plessis, is daar tans 13 afleggingsprosesse aan die gang wat meer as 352.000 mense raak. Hy waarsku dat die kragkrisis verder sal vererger as die regering nie dringend optree om onder meer kwessies soos hoë kragtariewe en 'n ineenstorting van Transnet se spoorvervoer die hoof te bied nie. Solidariteit het 'n formele dispuut met die regering by Netlek verklaar. Die vakbond eis dat die regering in die beskuldigde bank geplaas word om te verduidelik hoe hulle beplan om die werkloosheidskrisis wat hulle self veroorsaak het te beëindig. Du Plessis sê dat die regering se voortgesette ontkenning van die oorsake die land nie nader aan 'n oplossing sal bring nie. Statistiek Suid-Afrika het aangekondig dat die inflasiekoers in Augustus tot 3,3% gedaal het. Dit is 'n daling van 0,2% sedert Julie se 3,5%. Die daling is hoofsaaklik te danke aan laer pryse vir voedsel wat steeds teen 5,2% styg en behuisingskoste wat met 4,3% gestyg het. Ondanks die daling verwag ekonome nie dat die Reserwebank die rentekoers sal verlaag wanneer hulle môre vergader nie. Die parlementêre portefeulje komitee oor korrektiewe dienste het skerp kritiek oor die toename in onnatuurlike sterftes in tronke uitgespreek. Volgens die departement was daar die afgelope 3 jaar 1718 sterftes, waarvan 152 bevestigde gevalle van onnatuurlike oorsake soos selfdood en moord insluit. Dit is 'n styging van 30%. Die waarnemende adjunkkommissaris Rian Botha sê oorbevolking, personeeltekorte en swak toesig dra grootliks by. Hy het bevestig dat 86 korrektiewe beamptes oor hierdie sterftes aangekla is. Die komitee het aangedring dat die departement dringende stappe doen om gevangenes se veiligheid en menswaardigheid te beskerm. Dit dan die Afrikaanse nuus op Pretoria FM. Ek is James Kemp en ek hoop jy het 'n lieflike aand verder.